net dankie sê vir almal wat deel is en wat deel was en nog steeds deel van wees van die dinge waarmee ons besig is. Met die reëlings wat ons maak, met die skoonmaak waarmee ons besig is met die kerk. Is nog nie klaar nie. Die plek is verskriklik vuil. Ons het nog baie werk om te doen. Word nog opsit, nog baie werk. So baie dankie vir elkeen wat hulle deel bydra. Dankie ook vir die voorstanders wat julle doen en dat julle so getrou kom. En ek wil graag iets sê dat baie keer sê mense, ek gaan nie kerk toe nie want daar's niemand in die kerk. Nou, elkeen wat sê hulle gaan nie kerk toe nie want daar's niemand in die kerk nie. As hulle kerk toe kom, is kerk vol. So as jy sê jy bly weg want daar's niemand wat kerk toe kom nie, dan wil ek vir jou sê kom kerk toe. Want dan is jy nog een by. So as ons almal by mekaar kry, dan is die kerk propvol mense. Dit is soos hierdie week wat verby is. Woensdag aand het ons 'n ossendiens gehad. Heilige Gees was hier. Ons het langer gebid as wat ons gewoonlik gebid het. Omdat die Heilige Gees teenwoordig was. Vrydag aand sou daar amper niks gebeur het nie, maar toe sê ek, kom ons gaan reël. En toe ons hier kom, toe man sy hart vir die Here gegee, tot bekering. As ons nie gekom het nie, het dit nie gebeur. Maar 'n vrou het profetiese woord gekry, eintlik hulle al drie. Al drie het profetiese woorde gekry. En daar was bevestiging ook daar. So as ons nie gekom het nie, het mense buite die deur gestaan, wat nog nooit hier was nie, kon hulle nie inkom nie, en het hulle gesê, wel, dan gaan ons nie weer kom. So, woon die dienste getrou by, en kom, nie na ander kyk, maar kyk na jouself, dan sal die kerk outomaties volgaan. Ons het die laaste ruk, die laaste, my lees, 2-3 maand, 4 maand, kan langer wees, het ons baie tyd gespandeer by aan die tyd. Verskriklik baie tyd. Dit is al later ons soos family. As ek daar was, het ek het gemis, en as ek hier so toe gegaan het, het ek my gevra, en kom nie. So was dit gewees, dit was net awesome. En ek wil net sê dat, hulle het hierdie gemeente begin, want hulle het gehoor by die Here. En dit wat hulle begin het daar profetiese woord uitgegaan. So dit wat begin was, gaan nie nou tot niet gaan. Okay? Die kerk gaan nie stop. Die bediening gaan nie toemaak. Inteendeel, die bediening gaan nou optree. Nog meer dinge gaan gebeur. Want Billy is nou by Jesus. Nou praat hulle en Billy vertel hom wat hy sy hart begeer was. Want die Here het dit in sy hart gesit. En ek wil vir jou sê dat God het 'n plan met hierdie gemeente. So lees het wat dit nou lyk, so vol gaan dit wees. Dat daar te veel gaan wees. Amen. So ons kyk na wat God wil doen in hierdie gemeente. En dit is ook 'n rede om nie weg te bly. Maar kom en woon by. En dan kom jy nie, gaan God nog steeds weg. Ons maak dit. Here, ons gee hierdie oomblik vir U. Heilige Gees, kom en die woord wat U in my hart gelê het, kom en breek dit vir ons oop op U wonderbaarlike manier en op U wyse. Dat dit nie my gedagtes sal wees nie, maar U sinne sal wees. Soos U deur hierdie week gewerk het, werk ook dan asseblief vandag. Ons het 'n honger vir U, Vader.
Ons lewe in 'n moeilike tyd, maar dit is 'n tyd wat U vir ons gaan deurbrake gee, wat bokant ons denke. Kom dan, o Heilige Gees, wees die prediker in Jesus naam. Amen. Nou die inleiding of die opskrif wil ek vir jou sê, Jesus, die Heilige Gees. En ek wil vir jou 'n paar skrifte lees hierso. Naamlik die eerste een uit Markus 14 vanaf vers 3. En toe hy in Betanië was, in die huis van Simon die Melaatse, terwyl hy aan die tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albasterfles met egte, baie kosbare nardesalf, en sy breek die albasterfles en gooi dit op sy hoof uit. En daar was sommige wat by hulle self verontwaardig was en gesê het, "Voorwaar het hierdie verkwissing van die salf plaasgevind? Want dit kon vir meer as 300 pennies verkoop en die geld aan die armes gegee word." En hulle het teen haar uitgevra. Maar Jesus sê, "Laat haar staan. Waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Want die armes het julle altyd by julle, en wanneer julle wil, kan julle hulle goed doen, maar my het julle nie altyd. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf." Lukas 19 vanaf vers 1 staan daar geskrywe, en hy het in Jerigo gekom en daar deurgegaan. En daar was 'n man met die naam van Saggeus, die hoof van die tollenaars, en 'n ryk man. Hy het probeer om Jesus te sien wie hy was. Maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy 'n klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en in die vyeboom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daarlangs verbygaan. En toe Jesus in die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, "Saggeus, kom gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly." Hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, "Hy het by 'n sondige man tuis gegaan." Maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, "Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek van iemand af iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug." Toe sê Jesus vir hom, "Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Want die Seun van die Mens het gekom om te soek en te red wat verlore was." Halleluja. Hy het nie nog met mekaar gemaak nie. Kom om te soek vir hulle wat verlore is. Die laaste gedeelte wil ek vir jou lees uit die boek van Matteus, en dit is hoofstuk 9. En daar het 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het, van agter gekom en die soem van sy kleed aangeraak. Want sy het by haarself gesê, "As ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word." En Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, "Hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered." En die vrou het gesond geword van daardie uur af. En toe Jesus in die huis van die owerste kom en die vleitspel sien en die skare wat te kere gaan,
sê hy vir hulle, gaan weg, want die dogtertjie is nie dood nie, maar sy slaap. En hulle het hom uitgelag. En nadat die skare uitgedryf was, het hy ingegaan, haar hand gegryp, en die dogtertjie het opgestaan. En die gerug hiervan het deur daardie land versprei. En toe Jesus daarvan verder gaan, het 2 blindes hom gevolg, terwyl hulle uitgeroep en sê, wees ons barmhartig, seun van Dawid. En nadat hy in die huis gegaan het, kom die blindes na hom toe, en Jesus sê vir hulle, glo julle dat ek dit kan doen? Hulle antwoord hom, ja, Here. Toe raak hy hulle oë aan en sê, laat dit vir julle wees volgens julle geloof. En hulle oë het oopgegaan en Jesus het hulle skerp aangespreek en gesê, pas op, laat niemand te wete kom nie. Hier is 'n paar lesse en 'n paar dinge wat dieselfde volg. En die eerste ene is, hulle was almal vlees, maar hulle het na Jesus toe gegaan, in die gees, om te glo dat Jesus 'n waarmaker is van dit wat hy doen, en geglo dat die gees hulle sou aanraak. Die vlees was siek, en hulle kon niks daaraan doen, en daarom het hulle gegaan, met die wete, en met die oortuiging van die Heilige Gees, dat na wie toe hulle gaan, hulle die antwoord gaan kry. En dat hy wat Jesus is, die Gees is. Die Heilige Gees het in hom geleef, want die Heilige Gees het oor hom gekom, en vanaf die Heilige Gees in hom gekom het, kon hy begin om wonders en tekens te doen. Daarom het hulle gegaan. Hulle het goed geweet wie Jesus was, en wat Jesus kon doen. En reeds in daai tyd het die Heilige Gees, moes die Heilige Gees die oortuiging gemaak het in hulle lewe, dat hy die een is wat vir hulle die antwoord sal gee. Dat hy die een is wat die waarmaker gaan wees, en die verandering gaan maak in hulle lewe. Net soos in vandag, lewe ons in die vleeslike. Maar begin ons glo dat hierdie dinge wat in die gees gaan gebeur. Nou wanneer jy in die wêreld is, dan staan die vlees teenoor die gees. En dit is baie duidelik, as jy gaan kyk na hierdie gedeeltes, en ek wil maar net vir jou weer lees uit in Markus, en daar was sommige wat by hulle self verontwaardig was oor wat gebeur. Hulle was kwaad, want hulle kon nie verstaan nie. Hulle verstaan nie hierdie geestelike dinge wat besig is om te gebeur. Hulle kan nie verstaan nie, en vandag is daar nog steeds dieselfde gevalle wat aan die gang is. In Lukas 9 byvoorbeeld staan dan vers 7, en toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy was by 'n sondige man teenwoordig. Niemand sal tevrede wees met wat besig is om te gebeur in die geesteswêreld. Want niemand verstaan wat gebeur in die geesteswêreld. Niemand verstaan hierdie dinge van die Here nie. Niemand verstaan nie, en daarom sê die woord, hy wat in die wêreld is, sal nie deel wees van die koninkryk nie. Hy wat in die wêreld is, sal nie hierdie geestelike dinge verstaan, want hy is nie daar nie. Amen. Hy is nie deel daarvan nie. So hierdie dinge is onverstaanbaar vir hom wat in die vlees is. Ons is besig om die dinge van die gees te lewe. Ons is besig om te glo dat wat in die woord staan en die beloftes wat in die woord is, die waarheid is. En daarom leef ons dit uit. Die wêreld kan dit nie verstaan nie, want die wêreld het dit. Die wêreld verstaan dit nie, want Jesus is nie in dit. En daarom kom hulle nie hiernatoe nie. En daarom kom hulle nie na Jesus toe om te kom roep en te kom vra nie. Maar hierdie mense van ouds af,
van Jesus af. Jesus het nog nie eens opgevaar nie, maar hier het soveel mense na hom toe gekom met die wete, man, as ek net aan sy kleed kan raak, as ek hom net kan aanraak. En dit moet 'n oortuiging wees van die Heilige Gees binne in jou. 'n Oortuiging wees van God binne in jou, dat waartoe jy gaan en wat jy doen, dit is die antwoord. En daarom is dit belangrik om hier te wees. Daarom moet ons nie die byeenkomste mis nie, want hier is die Heilige. Hier gaan jy ontvang. Ja, by jou huis hoor. Maar as jy nog swak is, moet jy kan stap. Die woord sê, luister, dan sal jou geloof gebou word. Hier kom luister jy, hier kom kry jy, hier kom ontvang jy die kos. En my broer en sussie, dit gaan net groter en groter en groter raak. Soos die tyd van stap. Ek wil vir jou sê dat ons nie kan sonder die geestelike gedeelte leef. Sonder die geestelike kan jy amper nie meer bestaan. Sonder die geestelike is daar nie 'n antwoord vir jou probleme nie. Bid en jy sal antwoord kry. Ek glo nie hier is enige iemand hierso wat al gebid het en nog nie 'n antwoord gekry. Ek glo nie hier is enige iemand wat hierso sit wat sê ek het gevra en ek het ontvang. So jy weet en jy ken die antwoord. En ons kan nie daarsonder. Ons moet nader en nader en nader aan Jesus beweeg. Jesus is die antwoord en elkeen wat hom roep en het en sal nooit iemand wegstoot nie. Hy sal jou nooit wegstoot as jy hom roep nie. Ek wil vir jou 'n voorbeeld gee. Een keer in Matteus hoofstuk 9 staan daar, en toe raak hy hulle oë aan en sê, laat dit vir julle wees volgens julle geloof. Die blinde man. Met hulle geloof wat hulle in hulle het hulle gesond. So die antwoord is al reeds binne in hulle gewees. Met die oortuiging, soos wat ek sê, wat hulle ontvang het deur die Heilige Gees. Om te gaan en sê, Jesus maak ons gesond. En Jesus het vir hulle gesê, glo julle dat ek julle gaan gesond maak? Ja, ons glo. Boep, daar is julle gesond. Ek wil jou terugneem na die gedeelte van die woord wat baie duidelik vir jou sê, goeiemôre. Wat baie duidelik vir jou sê, dat wanneer jy die dinge roep wat nie daar bestaan nie, dat dit wel sal bestaan. Dat wanneer jy die dinge roep wat nie daar is nie, en die dinge glo wat nie daar is nie, dat dit wel sal gebeur. Dit kom terug na hierdie gedeelte toe Jesus sê, glo jy? Glo jy wat jy vra? So die oortuiging hierso is die geloof. Ja, Jesus, ek glo wat ek vra. Ek glo dat dit wat ek vir jou gevra het, wat ek nog nie sien nie, dit sal ek ontvang. En Jesus sê, jou geloof het jou deurgedra. En jy sal ontvang. Die Heilige Gees bevestig baie dinge in ons lewe. Die Heilige Gees stuur boodskappe na jou toe. Ek het verlede Sondag vir Annie gesê, Annie, jy gaan baie vinniger by jou kinders wees as wat jy doen. Die Heilige Gees het dit bevestig. Niemand van ons het geweet wat gaan gebeur. Maar wanneer God teenwoordig is, dan begin hierdie tipe dinge gebeur. God wys vir jou die hede en die toekoms. Hy berei jou voor. Hy begin vir jou dinge te wys. Ek praat met iemand hierdie week, hy sê vir my, weet jy wat? Ek het gesien dat ek my huis waarin ek bly gaan verloor. Ek het gesien dat dinge in my lewe, my werk, het ek gedroom dat ek dit gaan verloor. En dit het gebeur. Hy sê, want toe ek het gedroom het, toe bind ek dit en ek bestry dit en ek stop dit en ek doen alles, maar dit het gebeur. Ek sê vir hom, weet jy wat?
Hoekom bestraf jy die Here? Want baie ander dinge het ook in sy lewe gebeur wat hy gedroom het. Ek sê, hoekom is jy besig om die Here te bestraf? Die Here wys vir jou hierdie dinge vooruit. Die Here wys vir jou wat gaan gebeur in jou lewe. En ek wil hierdie vir jou noem, want dit is so belangrik. Ek sê vir hom, die Here wys vir jou dinge wat negatief is in jou lewe. So hy wys vir jou, en hy wys vir jou omstandighede, en jy moet gaan sit en bepyns oor hoe jou omstandighede nou is. Waarmee is jy besig? Want as jy gedroom het van dit wat gaan gebeur in jou lewe, wat nie goed is nie, beteken dit is 'n waarskuwing, beteken dit daar's iets besig om in jou lewe te gebeur, wat nie reg is nie, en jy moet die verandering maak, en jy kan die verandering maak, sodat die eindproduk anders sal lyk. God het ook gesê, ek gaan Ninive heeltemal vernietig, ek gaan hom tot niet maak. Wat toe nou nie gebeur het. Omdat die mense geluister het wat in Ninive was, en tot bekering gekom het, en die stad is nie vernietig. So kom God met baie boodskappe na ons toe. Kom God met baie vermaanings na ons toe. En op die einde van die dag is, wat glo jy? Wat glo jy? Glo jy in hom? Glo jy dat die dinge wat jy vra, jy dit sal ontvang? Dan sal jy dit ontvang. Daar sal negatiewe wees. Die wêreld verstaan nie waarmee jy besig. Vir die wêreld is dit onsin. Vir die wêreld is dit dwaasheid. Vir die vlees is dit dwaasheid. Die vlees staan altyd teenoor die gees. Die vlees sal altyd sê nee. Die vlees sal altyd in bed wil bly terwyl jy moet opstaan. Die vlees sal altyd 'n negatiewe uitwerking hê op dit wat jy moet doen. Amen. Die vlees sal meer dink van homself as wat God wil hê. Jy moet dink. Die vlees staan altyd teenoor die gees. En ek kom vir jou ook noem, dat in hierdie ministry waarin ons staan, in hierdie bediening, in hierdie, kan ek amper sê, samekoms, wat ontstaan het hy hulle ook geluister na wat die Here vir hulle sê om te doen. Het hulle ook 'n droom begin hê, en die saad was geplant deur die Heilige Gees, deur dit is wat ons wil hê moet gebeur. Het hulle ook na die Here toe gegaan en hierdie bevestiging gekry van hierdie is wat ons moet doen. Het hulle ook eers op pad gestap om uit te kom waar God wil hê hulle moet uitkom. Was dit nie altyd lekker geweest om die pad te stap nie? Het hulle deur moeilike tye gegaan en moeilike besluite gegaan om tot hierso te kom? Was daar ook vlees wat teen dit was wat hulle mee besig was? Dit is so ironies dat alles wat ons hierso gelees het en alles wat hierin is, het presies gebeur. Net so met hierdie ministry. Was daar mense wat teen hulle gestaan? Was daar mense wat hierdie ministry wou afgebreek? Maar hulle het bly staan, want hulle het geglo. En hulle glo nog steeds. En die Here het hulle geantwoord. En deur hierdie laaste rukkie wat ons gegaan het, is daar soveel bevestigings en het ons gebid vir hierdie gebou. Het ons geglo en ons het dit gespreek. Die dag toe hulle sê ons gaan uit en hulle begin praat en hulle sê Erik en ek sê ja, die Here sê dit is reg. Moenie eers twyfel nie, moenie eers verder soek nie. Ons het nog nie die plek nie. Ek sê vir hom, moenie eers verder soek nie, want dit is klaar ons. En het die Heilige Gees hierdie bevestig in ons. En het dit so gebeur. Is ons in die gebou wat Erik vir ons. Nie Erik, maar God.
Want God het 'n plan met hierdie minister. God het 'n plan wat nie tot niks sal gaan met hierdie plek. Glo net, en glo jy ook vandag, dat wat jou situasie ook al is, dat die uitwerking en die eindproduk sal dit wees waarin jy glo. Jou geloof dra jou deur tot jou deurbraak. Niks anders te gaan jou deurbraak vir jou bring nie, my betekenis. Maar net jy alleen. Dit wat jy kan hoor, wat die Heilige Gees wat in jou hart is, dit sal jy ontvang. Ons het Vrydag daaroor gepraat. Die Heilige Gees, omdat jy kind van God is, plaas die Heilige Gees drome binne in jou. Omdat jy kind van God is, wanneer jy gaan bid, dan is jy besig om te bid, dit wat die Heilige Gees in jou plaas. En wanneer jy dit dan bid, dan is dit nie jy nie, maar dis die Heilige Gees wat dit deur jou praat, wat van God af. God sê, jy is my kind, ek het jou geroep om my kind te wees. Ek is my Vader is in my en saam is ons in julle. Soos hy in my is, en hy is meer in my as wat ek in die wêreld is. Amen. Dan is dit nie meer ek nie, maar dis nou hy wat leef. So wanneer ek bid en wanneer ek vra, dan is dit God se hart waarmee ek besig is. En kan ek begin bid en begin vra bo my denke, bo my vlees, want onthou die vlees staan teenoor die gees. So wanneer ek bid en ek vra, Abba Vader, ek vra 1, 2, 3. Ek sien dit nie. Ek kan dit amper nie eens glo dat ek dit bid nie, maar ek vra dit. Want hoekom vra jy dit? Want die Gees van God is besig om dit wakker te maak in jou. En te sê, dis wat ek wil hê, dis my hart. Maar dit is nie jou, dit is God se hart deur jou. Jy is die wessel en dis hy wat in jou leef. So dis God se hart wat dit vir jou wil gee. Dis hy wat dit wakker maak. Dis hy wat dit vir jou bring. Gaan na Jesus toe. Hy gaan jou oë oopmaak. Nie is die dokters kan my oë oopmaak. Daar is hier medisyne vir my. Gaan na Jesus toe. Dis hy wat dit vir jou gaan doen. Gaan na God toe, my broer en my sussie. Gaan na Jesus toe. Die Heilige Gees is daar. Hy gaan jou gebede vir jou antwoord. Hy gaan dit vir jou gee. Ek sien dit nog nie. Nee, maar jy gaan dit sien. Gaan dit, is dit moontlik? Glo jy? Ja, ek glo. Dan gaan jy dit sien. Dan gaan jy die manifestasie van jou drome sien gebeur. Ja. Het sy dit wat ook al. Dit is nog steeds dieselfde Jesus vandag. Die helper, die trooster, die restoreerder, die hoeksteen, die versorger. Dieselfde Jesus wat die oë laat oopmaak het. Dieselfde Jesus wat die bloedvloeiing laat stop het. Dis nog steeds dieselfde Jesus. Hy sit langs die Vader. En hierdie gemeente sal ook in herlewing kom. Nie net vir die plek nie, maar sal in herlewing kom en die mense sal God se krag sien werk in hierdie plek. So is dit geprofeteer, so is dit uitgebring. Ek sit nou die dag en dink, Hannie, weet jy wat? Ons het so gepraat en Billy het so gesê dat daar soveel profetering gekom en gesê, julle sal nog verbaas staan oor wat gebeur in julle ministry. Ek sê ja, Billy is nou langs Jesus. Hy vertel hom. Hy sê vir hom en hy herinner hom aan die woorde wat die Heilige Gees gespreek het oor hierdie bediening. God maak 'n plan. God maak 'n way. God maak 'n weg op sy eie. Die Here wys my, Amelie gaan dood. Jy sit hom in die grond, dan maak jy hom toe. Dan maak jy hom nat, dan vrot hy, dan gaan hy dood, dan kom hy op, dan kom daar vrug. Niks gebeur sommer maar net. Iets gaan dood, sodat daar iets goed daaruit groei. Die legacy
die woorde, die wysheid, die goedheid, dit wat hy hierso geplant het, dit wat hy hiernatoe gebring het, dit wat in die ministry was, het hy iets kom neersit wat vir altyd daar is. Hy het die grondslag kom lê van dit wat in die toekoms gaan gebeur. Want sonder die grondslag, maak nie saak hoe klein nie, maak nie saak hoe groot die saadjie is nie, die grondslag moet eers gelê word. Die put moet in die grond gesit word en dit is wat hy kom doen het. Dis wat Billy kom doen het. Hy het die put in die grond gesit en hy het dit nat gegooi en op die regte tyd, boem, gaan die boom groei en hy het alreeds begin. En die vrugte is alreeds aan die boom daar. Dis awesome. Dis awesome hoe die Here vir my hierdie goeders oopbreek. Hy sê vir my, moenie dink dit is tot niet nie. Dis nie tot niet nie. Dit is net die begin van dit wat hy kom doen het in Virginia. Van Lady Smith, Virginia, hier's niks hierso. Ou sê eendag vir my terwyl ek in Engeland, hy sê Virginia, ek sê ja. Hy sê wil iemand daar bly. Maar ek wil vir jou sê dat God het 'n plan. En God het 'n plan gehad met Billy. En God se plan, hy het nie 'n plan gehad, hy het nog steeds. Die plan is nog steeds in werking en dit sal nie ophou nie, want hy het die saad kom plant, hy het die water kom gooi, hy het geluister wat die Gees van God vir hom sê. En hy het met God gepraat en al het soveel mense opgestaan teen dit wat gebeur het. Want as jy eintlik dan moet kyk en jy luister na die hele storie, dan lyk dit vir jou in die vlees, dit eintlik moes dit al gestop het. Eintlik moet hierdie plek nie meer bestaan. Want hier kom dan nou net 1 of 2 of 3 mense in die winter om te kom luister na die woord. Maar weet jy wat? God se hart is hierso. Weet jy wat? Hy het geluister na God. Hy het geluister na die Heilige Gees se werking binne in sy lewe. Hy het geluister en gesê, ja, ek hoor Here, ek antwoord Here, al lyk dit hier soveel kerke, gaan ek nou nog een hierso sit. God sê ek het 'n plan. Gaan doen dit. Begin daai ministry. Begin daai bediening. Maak hom nat. Sit die saad in die grond. Jy sal tot verbasing staan oor wat God is gaan doen vir jou. God die oë kan oopmaak, bloedvloeiing kan stop. Vir klein Saggeus in die boom kan raak sien. By hom gaan eet. Wat die wêreld dink is 'n niks werd, wat die wêreld dink is 'n sondaar, wat die wêreld dink eintlik moet hy nie deel wees van God nie, want hy is eintlik niks nie. Wat die wêreld hierdie vrou sien met bloedvloeiing en niks met haar te doen wil hê nie. Waar die vrou kom wat 'n sondaar is met die duurste olie en Jesus se voete kom salf en dit op sy kop uitbreek. Jesus vat dit wat die mens nie wil hê nie. En dit wat die mens nie kan raak sien nie. En hy laat dit ontplof. En die grootste ding wat daar kan. Kyk wat God kan. En wat hy gaan doen in hierdie bediening. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Ek is opgewonde om hier te wees. Ek weet wat dit is om te preek as daar niemand in die kerk is. Ons het vir jare. Maar God het gesê, preek, dan het ek gepreek. Want dit wat jy spreek jy nie oor siele en vlees nie, maar jy spreek dit in die geestesrealm, en dit wat jy spreek in die geestesrealm, dit het 'n reaksie buitekant, of jy dit wil glo of nie.
So al is hier niemand nie, sal die woord nog steeds uitgaan. Want die Vader in die hemel spreek hierdie woord en laat hierdie woord uitgaan. Dis nie vir die vlees, maar dis die oorlog wat in die gees aan die gang is. Jy moet nooit ophou om die woord te spreek. Jy moet nooit ophou om te doen wat die gees sê. Want die oorlog is nie in vlees nie, maar dit is in die geestesrealm tussen goed en kwaad. En dit wat jy spreek het 'n uitwerking daarin. Om te vernietig dit wat sleg is. Om weg te stoot dit wat nie goed is. Moet nooit dink, jy spreek maar net. Pas op wat jy spreek, die woord waarsku jou. Pas op wat jy sê. Die tong. Daar lê lewe, daar lê dood. Ons spreek lewe vandag. Daar is dood, ons moet mourn, ons moet huil. Die woord sê, wees bly as iemand dood. Want ons weet waar dit is. Waar hy is. Huil as iemand gebore word. Wow. Heeltemal teenoorgestelde as wat die vlees. Totaal nie. Maar ja, die Vader weet. En so is dit dieselfde Jesus, wil ek weer 'n keer vir jou sê. Dieselfde een wat Saggeus geroep het. Dieselfde een wat die bloedvloeiing laat stop het. Dieselfde een wat gesalf was, lank voor sy begrafnis, al reeds gesalf was vir sy begrafnis. Dieselfde een lewe vandag, met dieselfde Heilige Gees in ons. So wanneer jy spreek, kerk, glo, met die geloof wat jy in jou het, en jy sal die manifestasie, sal jy daarvan sien. Deur jou geloof, wat jou gaan deur. So spreek ons dan vandag, dat dit, en die drome wat was rondom hierdie ministerie, en dit wat al gespreek was oor hierdie ministerie, dank ons die Vader dat dit in werking gaan kom. Ek het al gesê, en ek het dit vir Billy gesê, ek sê asof daar 'n dringendheid is in my gees, 'n dringendheid van goed moet begin gebeur, 'n dringendheid van Jesus sê, is julle reg, ek kom, die uitstorting is daar, revival is hierso, dis nou tyd, die wêreld is ten gronde, die wêreld huil soos 'n vrou wat in bloei is, die wêreld huil soos hierdie mans wat nie kon sien nie, die wêreld is uit mekaar uit, ons land is uit mekaar uit, ons munisipaliteite is uit mekaar uit, ons val ons uit mekaar uit, ons omstandighede val uit mekaar uit, mense gaan dood links en regs, oor en weer, ons kan dit nie glo nie. Jesus sê, revival is hier, is julle reg, kerk? Is julle reg vir die uitstorting? Woensdag sê ons Vader, laat u voet net oor hierdie gebou of oor hierdie ministerie neergesit word, sodat die wêreld kan sien dat God lewe. Want die wêreld val uit mekaar uit en kan nie meer nie. Die wêreld het 'n antwoord nodig en die kerk sit met die antwoord. Maar die kerk lewe nie. Dis tyd vir die kerk om aan die brand te kom. Dis tyd vir die mense in die kerk om wakker te word. Dis tyd dat goed moet gebeur. Ons kan nie meer te veel dink van onsself nie. Ons kan nie meer hoogmoedig rondloop nie. Dit is verby kerk. As jy nie nederig is nie, dis tyd om te hoor wat die Heilige Gees wil hê jy moet hoor. Dis tyd dat ons moet bid, Vader, ons is honger vir hierdie goed. Bring dit dat ons met dit werk. Gee dit vir ons, sodat die wêreld die antwoord kan kry. Kom, herstel ons, kom restoreer ons huwelike, kom restoreer ons omstandighede, kom restoreer ons geestelike menswees in onsself. Dis tyd, kerk. Dis tyd om in die brand te kom. Die vure moet brand. Ek kon nie amper nie glo.
met respek gesê, dat daar mense is wat nog nie verlaat het. Dit was so awesome Vrydag. Dit was uit hierdie boek. Ons moet wakker. Daar is nog steeds mense wat nie laat. Daar is nog steeds mense wat stikkend rondloop daar buitekant. Wat nie 'n antwoord het en ook nie eers wat weet wat is. Kom ons staan op. Kom ons raak deel van hierdie gemeenskap. Kom ons help dat daar siele kom tot die Here. Soos wat Annie sê, ek kan vertel. Ek het gesê, dis hartseer bly op dieselfde tyd. Willie is oorlede en presies dieselfde oomblik het iemand sy hart vir die Here gegee, binne in sy familie. Dis Heilige Gees het gesê, maak die nagmaaltafel reg. Eintlik is dit volgende Sondag, en dan het hy toch vir my gesê, dis volgende Sondag. Ek sê, maak die tafel. Dit is nie nodig vir 'n tradisie nie. Dis dit? Nee. Dis reeds die tradisies wat ons in die grond indruk. Nee. God het 'n plan vir vandag. God het 'n tafel vir vandag. En as ek hierdie woord luister en ek hoor nou wat die Heilige Gees gesê het, dan kan ek sien dat God het 'n tafel vir vandag. Amen. Ons celebrate Jesus vandag. Ons celebrate die geloof wat in ons is vir vandag. Ons celebrate 'n nuwe begin, die vrug wat aan die bome hang, gaan nou begin ryp word. Wat al klaar geplant is. Die saad is lankal geplant. Dis reg. Jesus is gekruisig. Hy's op pad. Hy gaan herdenk hom. Halleluja. Sal jy my kom help? Jy kan ek sal leer van julle weer. Lekker. Staan net by die tafel. Matteus 26 lees ons die volgende. Vanaf vers 26, Matteus 26 vers 6. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en gee hy dit aan sy disippels. Gee hy dit aan sy disippels, en sê, neem, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle, en sê, drink, almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, vir wie baie uitgestort word, tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op hierdie dag, wanneer ek dit met julle nie sal drink, in die koninkryk van die Vader. Awesome. Dit vat die brood en die breek dit. Vader, ons dank U dan vir hierdie tafel wat U vir ons voorberei het. Here, maak hierdie woord meer en meer in ons liggame en bevestig dit meer in ons gees. Ons dank U, Vader, vir dit wat was, vir dit wat is en vir dit wat kom. O Heilige Gees, dank U dat U hierdie bevestig in ons lewe. Seën dan hierdie tafel. En ons dank U daarvoor, Jesus. Amen.
Dank die Here vir hierdie oomblik. Sy net vir ons die offering gaan opneem asseblief. Terwyl sy besig is, wil ek net weer 'n keer baie dankie sê vir almal wat betrokke was. Vra net oor die tafel opgemaak het, ons waardeer dit baie. Baie welkom ook vandag aan jou. As ons klaar is hierso gaan ons uitgaan en dan nooi ons julle 'n koppie koffie saam met ons te kom geniet. Sê ons afsluit. Wat net wat sy net klaar. Dankie meneer Raadse. Ons dank Here vir hierdie liewe dag.